Goeienaand broers en susters, ek groet julle weer in daardie wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Dit is weer 'n lekker voorreg om in die huis van die Here te wees, waar ons oor die woorde van God kan spreek vanaand en ons kan vra dat die Here ons kan help. Ons wil vra dat hy teenwoordig sal wees, dat sy Gees so in krag sal ingaan, dat ons voel of ons so oorweldig sal wees met die woord van God, dat ons sommer voel dat op die wegrapping sal kom vanaand, broers en susters. Want dis wat ons wil hê, broers en susters, ons wil nader aan God kom, ons wil nader aan sy Gees kom, want ons weet dat God in sy woord is, en jy weet dat die Heilige Gees het deur mense beweeg om die Bybel te skryf, en God gebruik mense, iemand soos ek, iemand soos jy, wat die woord van God kan verkondig, en dat hy mense nader aan hom kan bring, dat daar saligheid, genesing kan plaasvind, en ons is so dankbaar dat jy weet dat Jesus sy woord uitgespreek het, en is weggesteek van die oë van die wyse en verstandiges, en dit is aan kinders geopenbaar, en ons is sy kinders vanaand, broers en susters, en ons glo en vertrou in sy woord, en ons is so dankbaar dat ons in sy woord kan glo, en weet dat hy dieselfde gister, vandag en altyd is. Ons is so dankbaar dat ons weet dat ons weer vanaand kan spreek oor openbaring, en openbaring van Jesus Christus, waar ons weet dat, jy weet, waar maak nie saak, jy weet hoe eenvoudig dit is nie, dat die Here ons kan help, dat ons daardie openbaring kan ontvang, en weet dat hy dit vir ons kan openbaar, broers en susters. Ons weet dat daar 7 kerkeeue was, daar was 7 boodskappers, soos ons weer in die woord van God gaan vanaand lees, en dan kan ons net sien, dat die Here dieselfde gister en vandag en altyd is, en hy gaan ons help. Ons wil bid dat hy hierso sal wees vanaand, dat hy sy woord aan ons sal verkondig, sy woord aan ons sal openbaar, want ons weet dat die boek van Openbaring is 'n misterieus boek, dat daar soveel simbole in is, dat daar baie mense is wat dit nie verstaan nie, deur die eeue wat dit gegaan het, waar mense agter dit gegaan het en gedink, okay, dis wat dit beteken, en ewen in vandag se tyd nog, broers en susters, waar mense sien, okay, maar hierdie lyk of dit is, dan is dit dan dalk nie eers dit nie, broers en susters, en maar ons wil altyd net God se woord, waar ons iets sê, dat ons dit kan terugkeer na God se hele woord toe, van Genesis tot in Openbaring, dat dit nie net ons eie idees is nie, dis nie net ons eie gevoelens of ons opinies nie, maar dat ons kan dit altyd terugtrek na die woord van God toe. En so in Openbaring weet ons dat daar, jy weet, in die eerste 3 hoofstukke wat ons sien van wat Johannes skryf oor die kerk en die kerkeeue, jy weet waar hy handel oor die kerk en hoe die kerk dan verdwyn, maar ons sien van Openbaring 1 tot 3 en dan spreek dit oor die kerk. En ons sien van Openbaring van 4 tot 19, jy weet, is Israel waar God oor sy volk praat, en dan van 19 tot 22 is dit albei saam. En ons sien die waarskuwings en alles wat plaasvind en jy weet hoe alles gaan gebeur tot aan die einde, maar ons wil in hierdie 3 dele, en eintlik meestal oor hoofstuk 1, nie eers sowel as hoofstuk 2 of 3 op hierdie oomblik nie, maar ons wil net in 'n paar goedjies aanraak, dat ons kan sien, jy weet, wat hierdie hoofstukke betrek tot die kerk en die kerkeeue en die tyd waar ons in lewe, en sodat ons kan sien, broers en susters, die openbaring vir hierdie tyd, dat die Here ons kan help, want ons sien, jy weet, in Pinkster en hoe daardie apostels daardie woord ontvang het en hoe hulle gegaan het van die eerste kerkeeue en hoe die lig en die leerstellings en jy weet hoe hulle die Bybel, die beginsels vir die Christene daai tyd oorgedra het, en ons kan sien hoe daardie lig beweeg het, maar na die volgende kerkeeue kon jy al sien dat hulle al klaar wegbeweeg het van die lig af. En broers en susters, het so erg geraak dat die kerk lauwarm geraak het hier op die einde, en waar die Here sê in Laodicea dat, jy weet, hy staan by die deur en hy klop. Jy weet, dit is so 'n hartseer, dit is so 'n hartseer storie waar ons kan sien waar ons Christus buite die kerk gesit het. Hy wil probeer inkom, maar dis 'n individuele verhouding wat jy met God het.
En ons bid dat die Here 'n Pinkster ondervinding vir jou sal gee, waar ook al jy is en waar ook al jy dalk hierdie preek sal dalk luister, jy weet by die huis of by die in die kar of waar ook al jy dalk is, jy weet dat die Here met jou hart sal spreek en dat jy daardie ondervinding sal vind wie Christus is en dat hy dieselfde is gister, vandag en altyd en dat hy jou kan help. Jy weet jy kan die Here aanroep enige tyd. Hy's altyd daar om te help. Hy's daar om te voorsien, hy's daar om te versterk, hy's daar om te verlos en ons is so dankbaar dat ons 'n lewende God aanbid. En ek wil dit vir jou sê vanaand broers en susters, ons dien 'n lewende God. En so gaan ons weer na hoofstuk 1 toe. Ons gaan weer deur hoofstuk 1 van vers 1 tot 3 gou vinnig lees en dan wil ek net so 'n paar van die hoofstukke net weer 'n bietjie hersiening gee voor ons aangaan by vers 8. En hooplik kan ons klaarmaak vanaand deur die genade van die Here. As ons dalk nie, dan sal daar dalk 'n deel 3 wees, maar ek gaan my beste probeer om so vinnig as moontlik deur elke vers te gaan en net 'n bietjie kommentaar te lewer en sodat die Here vir jou kan wys wie hy is en hoe hy homself uitbeel in hierdie hoofstuk 1 wat Johannes vir ons neergeskryf het. So ons kan lees hierso van vers 1, dit sê die openbaring van Jesus Christus wat God aan hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het, wat getuig van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van hierdie profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar, waarin daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Broers en susters, en ek wil ook vir jou vanaand sê, die tyd is naby, God is by die deur. As jy nog steeds 'n sondaar daar buite is, sal ek vir jou aanraai dat jy Jesus Christus aanroep, dat jy sal Jesus Christus aanvaar as jou verlosser, as jou redder, dat hy jou koning sal wees, dat hy sal die een wees wat jou leiding sal gee in hierdie donker tyd wat ons in lewe. En ons sal ewen ook sien met alles wat ons hierso lees, broers en susters, en oor die sterre en oor die boodskappers en die kerk, dis alles word gespreek van in die nag. En ons weet in die laaste 2000 jaar was daar maar donker tye en goeters, broers en susters, maar ek wil vir jou aanraai en ek wil jou aanbeveel dat Jesus Christus, hy is daardie lig wat vir jou kan lig skyn in hierdie tyd wat ons in lewe. So ek wil net ons hoofde buig en ons wil net die Here uitnooi om saam met ons te wees vanaand en dat ons net 'n lekker tyd in sy woord kan hê vanaand en dat ons sy woorde kan uitspreek en dat ons kan geseën wees. Want soos wat ons hier gelees het in vers 3, salig is hy wat die woorde van hierdie profesie lees en dit jy weet dit wat dit hoor en bewaar, dan is ons al klaar welgeluksalig want dit is God se woord. So laat ons saam bid. O dierbare hemelse Vader, ons weet Here Jesus dat U is ons skepper van hemel en aarde. U is die een wat vir ons goeie gawes gegee het, Here. Ons bid en vra Here Jesus dat U ons sal vergewe van al ons sondes, Here, van al ons ongeloof. Ons bid en vra vanaand Here Jesus dat U ons sal help, Here. Dat U my sal help, dat U die luisteraar sal help en elke een wat hierdie boodskap sal luister, liewe Jesus, dat U met hulle in 'n spesiale manier sal werk, Here, want soos ons U woord nou gelees het, Here, van hierdie profesie, Here, iemand wat dit lees, wat dit sal na dit luister en dit sal bewaar, hulle sal geseën wees, Here. Hulle sal so geseën wees en ons bid en vra, Here Jesus, dat U ons almal sal help, dat U kinders sal help reg oor hierdie land, reg oor die wêreld. Liewe Vader, ons almal gaan maar deur moeilike struikelblokke en moeilike daaglikse lewens wat ons almal het by die werk en by die skool en universiteit en waar hierdie jaar amper op 'n einde is, Here Jesus, ons is almal moeg. En ons bid en vra, Here, dat U net vir ons vreugde sal gee, daai liefde en genade, Here, daai blydskap, dat U net ons weer sal hernie met krag van bo af, Vader. Ons is lief vir U, Here, ons is lief vir U woord en ons vra, Here Jesus, dat U met ons sal wees vanaand, dat U elke broer en suster sal aanraak, Here, dat U hulle harte sal aanraak, dat U ons sal oplig in hemelse plekke, Vader, dat U ons sal krag gee van bo af en dat ons U seëning sal ontvang
in so 'n wonderbaarlike manier, Here Jesus, dat ons weet dat U dieselfde gister, vandag en altyd is, Here. U het U woord weggesteek van die skrifgeleerdes, Here, maar U gee dit vir kinders, Here, en ons is U kinders vandag, Here, en ons glo en vertrou in U woord, en ons vra, Here, dat U woorde sal opbreek, en ons harte sal aanraak in 'n spesiale manier. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Broers en susters, so ons kan sien dat Openbaring, die skrywer van hierdie boek, was Johannes die goddelike, dit was die apostel, en die ontvangers van hierdie boek was die 7 gemeentes, wat ook al daai 7 tydperke van die Christelike, wat kerk voorgestel is, en ons weet die tye van hierdie boek is, van die apostels toe hulle begin het, tot die wederkoms van Christus. Jy weet, elke kerkie, die gemeente wys die geestelike toestand van die kerk in daardie tyd, as 'n mens Openbaring 2 en 3 lees, en ons sien dat die Heilige Gees spreek deur elke tydperk vir elke geslag, jy weet, en wat hulle self daarin herken. En ons sien in elke eeu en elke dispensasie wat daar was daar 'n ware wynstok van Christus, daardie wyse maag wat die Heilige Gees ontvang het, die lig ontvang het vir daardie tyd en geleef het, maar daar was ook geënte in van daai winkerstok, die dwaase maagde, wat, jy weet, skoon geleef het, maar hulle het nie vol uitgegaan. Jy weet, soos Judas, hy het saam die disippels gegaan, hy het saam die Here getrek soos waar hulle gegaan het om te preek, jy weet, hy was gedoop, hy was gesalf, jy weet, en hy het gaan bid vir die siekes, jy weet, gesond gemaak en al sulke wonderlike dinge, maar hy het so kort gekom, jy weet, tot van die dag van Pinkster, van die upper room, soos hulle het sal sê, jy weet, hy het nooit die Heilige Gees daar ontvang nie, hy het nooit voluit gegaan nie, en so wil ek vir jou sê, broers en susters, moenie 'n halfpad gaan nie, ons is in hierdie wenloop om te hardloop tot die einde, jy weet, die Here vra in Matteus 24, sal hy geloof vind wanneer hy terugkom? So ons bid en vra dat die Here ons sal help, dat ons die geloof sal hê in sy woord, en dat ons sal kyk na wat sy woord vir ons sê, dat ons hierdie openbaring wat hy vir ons gegee het, dat ons dit sal ontvang in 'n spesiale manier, en dat ons sal hardloop met alles wat ons is, om hierdie woord te versprei, broers en susters, en dat ons sy naam sal verheerlik, en dat ons sal sy naam manifesteer in hierdie tyd wat ons in lewe, dat elke duiwel sal buig voor die naam van Jesus Christus. Maar ons kan sien nou die skrywer Johannes, hierdie apostel van die Here wat hy sy engel die woord aan hom gebring het, waar hy hierdie boek geskryf het, maar ons sien dat die laaste jare van Johannes was hy in Ephesus, en dis waar hy gesterf het, en die plek waar hy hierdie boek geskryf het, was op die eiland Patmos, waar hy hierdie openbaring ontvang het. Maar ons sien ook dat hierdie openbaring was nie die lewensverhaal van Johannes nie, dit was die openbaring van Jesus Christus. So hierdie boek was vir Jesus Christus se werke en sy heerlikheid vir toekomstige eeue wat moet kom, om ons te help om te sien waar en wat moet gebeur, wat se boodskapper moet kom, wat se woord, wat se lig moet skyn om ons te help. En ons kan sien dat dit 'n profetiese boek is, dit voorspel wat kerkgeskiedenis en die eindtye wat sou gebeur het. En broers en susters, ons kan sien in Paulus se tyd, jy weet waar hy die boeke geskryf het in sy tyd, was dit ook vir die 7 kerke daai tyd, maar Paulus het geskryf vir die lewe en die heerlikheid van die teenwoordigheid in sy dag. Maar Johannes, wat hy geskryf het, was die lewe en heerlikheid vir die 7 kerke in die toekoms. Dat Johannes die 7 pastore of hierdie boodskappers in hoofstuk 2 en 3, wat hy toespreek vir alle Christene onder hierdie 7 verskillende engele. En ons kan nou sien ook om 'n vinnige opsomming te doen van hoofstuk 1, kan ons sien in vers 1 is dit die openbaring van Jesus Christus self, vers 2 is die goddelike, Johannes die goddelike, is die skrywer van die diensknegt wat hy ontvang het. Ons sien vers 3 is die seëning wat uitgespreek is, wat ons kan lees en hoor en gehoorsaam wees. Vers 4 tot 6 is die groet, die saluut aan die 7 gemeentes. 7 is die aankondiging van Christus se koms. Vers 8 is die beklemtoning, die godheid van Jesus Christus, dat hy die Alfa en Omega is. En dan vers 9 tot 20 is Johannes, waar hy sê dat hy op Patmos hierdie visioen ontvang het van die verheerlike Christus. En dan sal ons verder sien ook in vers 14 en 15, waar dit verduidelik van die 7voudige heerlikheid van Christus se persoon.
Maar nou die Griekse woord vir openbaring is die apocalypse, wat die ontvouing is. Broers en susters, so dit is wanneer iemand, wat dit beteken is, waar iemand dalk hierdie beeldskouer, wat hy 'n beeld vat, en hy het hierdie sluier om hom, en hy is besig om hom af te skeer, om jou te wys dat hy ontbloot, wat onder hierdie skeer is, of hierdie sluier wat hom bedek, dat dit is die ontbloting. Maar hierdie boek is nie net die ontbloting van die persoon van Christus nie, maar dit wys tog die Godheid en sy sewenvoudige persoon, maar dit is die openbaring van die toekoms van die werke van die 7 kerkeeue wat kom. So ons kan sien dat hierdie is die enigste Bybelboek wat Christus se seël op het. Dit is dat hierdie is 'n seëning vir die wat dit lees. Ons sien dit ook dat hy 'n vloek op het vir die wat enigiets wegneem. En die skrif, dat die skrywer van hierdie boek is Christus homself. Soos wat hy die 10 gebooie geskryf het in die tyd van Moses, so het Christus ook hierdie boek geskryf en dit aan sy engel gegee wat dit aan Johannes gegee het. En ons weet dat Satan 2 boeke wat hy die meeste haat, is Genesis en Openbaring. Want Genesis wys hy sy begin en Openbaring wys sy einde. So hy hou glad nie van daardie boeke nie. Maar ons weet ook dat dit 'n profetiese boek is en dit wys van Satan wat gebind gaan word vir 1000 jaar en dit wys ook waar die duiwel en die valse profeet en die dier wat gaan in die poel van vuur gegooi word. En ons is so dankbaar, broers en susters, dat die duiwel 'n begin en 'n einde het en dat sy tyd baie naby is. Want God het hom al klaar oorwin 2000 jaar terug, toe hy op die kruis gehang het vir ons en vir ons sondes, dat hy daardie perfekte lam was en dat hy die perfekte offer was en dat hy homself vir ons gegee het. Maar ons sien dat hierdie 'n profetiese boek is, broers en susters, en dat dit nie net vir enige persoon is nie. Dit is vir die kinders van die Here. Soos in Deuteronomium is dit waar die Here sê die verborgde dinge behoort aan die Here. So die Here vat hierdie verborgenheid en hy openbaar dit aan sy kinders. En so jy moet met die regte hart en met die regte gemoed kom dat die Here dit vir jou kan help, omdat hy hierdie boek vir jou kan openbaar in 'n spesiale manier, want dit is so baie mense, soos wat ons gesê het, so baie mense lees dit, so baie mense vat die simbole en dink, okay, dit is wat beteken, dis wat dit beteken, maar dan kry jy dat jy daardie koei wat onder op die grasperk die gras moet eet, sit hy in op die boonste tak en eet gras, want jou legkaart wat jy probeer bou is nie reg nie. Ons moet altyd terugkeer na God se woord toe. Maar ons kan sien hierdie openbaring word deur 'n engel aan Johannes gegee en ons weet nie, soos as ons skrif 1 of vers 1 lees, weet ons nie wie hierdie engel is nie, maar dit is 'n profeet, want dit sê ek het my engel gestuur om hierdie dinge te getuig wat moet gebeur. So Johannes het hierdie engel probeer aanbid, maar die engel sê, moet dit nie doen nie, ek is een van die profete. En Johannes was 'n apostel. Maar nou vers 3 sê, wat salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat dit hoor en bewaar waarin daar geskryf is, want die tyd is naby. So wat se tyd is naby? Die tyd is naby dat ons die openbaring van Jesus Christus deur die kerkeeue sal voltooi word. So nie alles word geopenbaar word geopenbaar aan Johannes nie, want daar sekere tye wat moet plaasvind, maar God openbaar sy openbaring slegs in die regte tyd en die seisoen, want dis hoekom daar 7 kerkboodskappers gestuur word, en hulle sal 'n boodskap ontvang op 'n sekere tyd, en die kinders van die Here sal daardie lig ontvang. So het die Here dit geplaasgevind, jy weet, waar daar wonderlike boodskappers was, soos Martin Luther, John Wesley, manne wat die woord van God gevat het en gehardloop het met dit, en hulle het 'n lig geskyn vir daardie tyd wat hulle daar is, tot dit gekom het in Pinkster, wat net nou die dag was, maar nou is daar 'n ware Pinkster, waar die woord geopenbaar het in sy volheid, maar ons sien dat die Here 'n spesifieke tyd en plek en seisoen sy woord geopenbaar het aan sy 7 verskillende kerke. Maar nou kan ons sien dat, weet, in Asië verwys hierdie boek waar Johannes geskryf het, dit verwys na Klein-Asië, so dis 'n klein grote plek waar 'n stuk gebied, maar sien dat hierdie 7 kerke spesifiek gekies vir hulle karakter
karaktertrekke. En hierdie karaktertrekke is agtereenvolgende eeue wat kerke voorkom. Maar sien hierdie 7 geeste voor die troon verteenwoordig die gees in elke boodskapper wat hulle bediening vir hulle eeu uitvoer. En ons kan sien, en ook as ons gaan, soos wat ons gaan deurlees, dan sien ons die verskillende uitdrukkings van titels van Jesus Christus, waar hy sê wat hy wat is, hy wat was, hy wat kom, die getroue getuiene, die eerste geborene van die dood, die prins van die konings van Dawid, die Alfa en die Omega, die Almagte. So ons sien al hierdie titels wat verwys na dieselfde persoon, Jesus Christus, wat ons van ons sondes gewas het met sy bloed. Amen. En ons kan sien nou, waar ons sien wat hy was, hy wat is, wat moet kom. Dit beklemtoon sy eeue wat sy teenwoordige en toekomstige heerskappy, maar dit is Jesus wat wys dat hy meer is as 'n profeet. Hy is nie net 3 gode nie, maar hy is een God in 3 ampte wat gemanifesteer is, broers en susters. Maar ons sien hierdie woorde van hierdie boek is nie net om te hoor op bewaar nie, dit sê dat die deel sal wees uit die boek van die lewe geneem word. So ons moet elke woord vat wat wie geskryf is. Ons moenie bysit, ons moenie wegvat nie. Dis God se woord wat vir ons geopenbaar is. En dit is so belangrik, broers en susters, om te sien dat Christus homself openbaar homself as een God met 3 ampte en nie 3 aparte gode nie. Want soos wat ons laas keer gesê het, jy weet dat daar 'n groot debat was met die Godheid, met Nicene-raad, waar hulle tot 'n skering gelei het, waar hulle in hierdie laaste dae het jy dit ook gesien tussen die Katolieke en die Protestante. Maar die Bybel leer ons dat daar nie 3 enige God is nie, maar dat dit een God is. As 'n mens dit van Genesis tot Openbaring reg deurvat, broers en susters, en Christus het sy seël op hierdie boek geplaas, en dit waarsku ons dat ons nie moet bysit of wegvat nie. So die 3 enige God, of die eenheid van die God, beide het hulle uiterste, maar hulle het hulle eie foute ook gelei, maar hierdie Openbaring wys ons die ware waarheid. Want Jesus kon nie sy eie vader gewees het nie. Anderste was hy 'n buiteegtelike kind. Die Heilige Gees het hom dan verwek. As ons dan lees in Matteus 1 vers 18, die Heilige Gees en God die Vader was dieselfde persoon. Jesus was Immanuel, God met ons. En hy het op die aarde, het hy beweer dat God en hy sy Vader was. Maar ons weet dat daar dan nie 3 gode was nie. En ons weet dat by hierdie Nicene-raad wat plaasgevind het in die Romeinse tyd se tyd, jy weet, het hulle baie afgode gehad en hulle het voorvaders gehad of dooie voorvaders, en jy weet hulle het gesê hierdie persoon Cecilia of Saint Marcus is hierdie, en al hierdie tipe heiliges wat hulle weerspel het, en hulle het Vader, Seun, Heilige Gees, het hulle al daai name gekoppel aan daardie goed. Maar Petrus het ons geleer, broers en susters, daar's geen ander middelaar tussen God en mense nie, behalwe Christus Jesus. Dis die een wat ons opkyk na toe. Ons kyk nie na Saint hierdie of Saint daar nie, of Maria hierdie kant of daai kant nie. Nee, ons kyk na God alleen, want hy is die een wat ons aanbid. Hy is die een wat ons glo aan. Hy is die een wat gesê het dat hy die Alfa en Omega is. Hy is die een wat hy was, wat is en wat kom. Hy is die almagtige een. Hy is die lelie van die dale. Hy is die roos van Sharon. Hy is die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy is die wortel en die nageslag van Dawid. Hy is die God wat hom in verskillende maniere en vorme openbaar, en nie in 3 aparte persone nie. In 1 Timoteus 3 vers 16 sê vir ons, sonder weerspreking, groot is die verborgenheid van die godsaligheid, want God is geopenbaar in vlees, gesien deur engele, geglo in die wêreld, opgeneem in heerlikheid. So ons kan sien wat Paulus daar vir ons geskryf het, broers en susters, dat God homself geopenbaar het in vlees. Hy's gesien deur die engele, hy's geglo in die wêreld, en hy's opgeneem in heerlikheid. Dis nie 3 verskillende God nie. God wat in die Ou Testament, die Jahwe wat die 4 kolom was, wat saam met die kinders van Moses wat saam hulle, jy weet, gaan het in die wildernis en tot by die berg Sina, en hulle daai 4 kolom gesien dat daai berg aangesteek het. Dit was God die Vader wat bo ons was. En dieselfde God het in vlees gekom, soos wat ons in 1 Johannes vers 14 sê, dat die woord vlees geword het. Het hy homself gemanifesteer in die Seun as daardie amp. En op die dag van op Pinkster, van waar Petrus gespreek het en die Heilige Gees het op
op die disippels en op die kinders van die Here gekom, het die Here homself opgebreek met die Heilige Gees in sy kinders ingegaan, en dit was die ampt van die Heilige Gees, maar dit is nog steeds dieselfde Jesus Christus, dieselfde gister, vandag en altyd. Dis nie drie verskillendes nie. En so kan ons sien, broers en susters, God openbaar homself as 'n profeet, as 'n priester, as die koning. En hy wat was die profeet wat op die aarde was. Hy wat is die priester in die hemel. Hy wat kom, is die koning by sy wederkoms. Drie verskillende bedienings van dieselfde God en nie drie aparte gode nie. Ons sien dat hy, dat ons hierdie koninkryk wat hy ons gegee het en waar hy die koning is, en hy, die woord waar hy sê, hy is die koning van die heiliges, en die woord heiliges kom van die woord van die geheiligdes af. So wanneer hierdie persoon geheilig is, beweeg Christus die Heilige Gees in sy hart en word koning oor hulle. Broers en susters, God kom, hy heilig jou, hy rein jou hart en hy kom woon in jou hart, dat jy geheilig is, en daar is nie, wat gaan daar buite wees, wat hierdie koninkryk wat God binne ons geplaas het, wat gaan dit kan skud, wat gaan dit kan beweeg, niks nie broers en susters, daar is nie genoeg bomme nie, daar is nie genoeg duiwels daar buite nie, daar is nie genoeg slegte persone, wat die koninkryk wat God in jou geplaas het, kan beweeg nie. Maar ons sien dat Christus, toe hy op aarde was hy die arend, omdat hy die profeet was. Want hy wat was, wat is, en wat kom, en toe was hy die arend, toe hy gesterf het, toe word hy die priester, waar hy die lam geword het, en ons sien ook, waar hy as die koning kom hy as die leeu, wat hy homself uitbeeld, die leeu van die stam van Juda, amen. So hy was die arend, hy was die lam, hy was die leeu, hy was die Vader, die Seun, die Heilige Gees, hy was die profeet, die priester, die koning, hy was wat is, wat sal kom, die almagtig, hy is die Alfa en Omega, hy is die begin en die einde, broers en susters, en hy is ons ewige God. In vers 5 sê dit vir ons, en Jesus Christus, die getroue getuie, die eerste geborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en hy wat ons sondes gewas het in sy bloed. Hoe wonderlik, broers en susters, dat hy ons gewas het met sy bloed, en dit beteken om los te maak, hy het ons los, ons was verbind deur die aarde, deur ons sonde, maar hy het ons, en ons kon niks gedoen het om onsself te, maar God het self afgekom om ons te red, en daardie bloed het afgekom, broers en susters, en hy het ons gesny, dat ons losgemaak is van ons sonde. Hoe wonderbaarlik dit is, broers en susters, en Openbaring 1 vers 6 sê vir ons, en ons gemaak het konings en priesters vir God en Vader, en hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Hy het ons gemaak, broers en susters, hoe wonderlik dit is, hy het ons priesters en konings gemaak. Dit is niks wat ons self kon gedoen het nie. Ons kan nie ons self gered het nie. Ons is niks nie, broers en susters. As jy hoogmoedig is, of jy dink jy's baie spesiaal, en jy dink jy kan soveel goeders doen, as jy jou vinger in 'n bak water druk en jy haal dit uit, dan moet jy kyk hoe belangrik jy is, as jy kan jouself vind in daai bak water. Nee, jy kan nie, want jy beteken niks nie. Jy is niks nie. Dis alles God, en God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dis God wat vir ons alles gedoen het, en hy het ons konings en priesters gemaak, broers en susters. Hy het ons verlossing gegee. Hy het vir ons redding gegee. Dit is soos Romeine 5 vers 5 hoofstuk 5 vers 17 sê, want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle die wat oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, en die lewe heers deur die een, Jesus Christus. So broers en susters, dis God wat vir ons daardie geregtigheid gegee het. Dis Jesus Christus wat vir ons gesterf het. In Kolossense 1 vers 13 sê dit vir ons, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis, en ons oorgebring het in die koninkryk, die heerskappy van sy Seun, van sy liefde. Ons regeer saam met Christus, omdat ons heerskappy
het oor sonde, die wêreld, die vlees en die duiwel, broers en susters. Hy vertoon ons sy lof en heerlikheid. Hy vertoon homself, want dit is Christus in ons, die wil en doen van sy goeie plesier, wat ons help. Dis hy wat ons in hemelse plekke sit, dat ons hom kan loof en prys, broers en susters. Maar hy het ons priesters gemaak, hy het ons daardie konings gemaak. Gee ons liefde, ons lewens as 'n soet offerhande vir hom. Aanbid hom in gees en in waarheid, waar pleit en versoek. Priesters en konings vir ons God. Geen wonder die wêreld het geen aantrekkingskrag vir ons nie. Ons is vreemde mense, ywerig vir goeie werke, maar ons is herskep in hom om kinders te wees tot ons Vader, broers en susters. Ons is deur hierdie plek, ons is pilgrims and strangers. Ons gaan net hier tussendeur. Ons behoort nie aan hierdie wêreld nie. Die duiwel beheer hierdie wêreld, broers en susters, maar ons kom van 'n koninkryk van bo af, 'n koninkryk wat nie van hierdie wêreld is nie. Maar broers en susters, in vers 7 sê dit vir ons, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. So met wolke, met watse wolke kom hy? Dis wolke van glorie, want ons sien dat op die dag van toe Petrus, Johannes en Jakobus saam met hom op daardie berg van verheerlikheid gegaan het, en toe hulle sien dat daar 'n wolk hom oorskadu het, het sy klere geskidder. Hy was omhul met 'n wolk, met die krag van God, en ons kan nie wag vir die koms van die Here nie, broers en susters, want dit is waarvoor ons na kyk. Maar ons kan sien dat hierdie nie die wegraping is nie, want ons weet dat die wegraping in 'n secret way wat dit gaan plaasvind, maar hierdie praat van sy tweede koms, want elke oog gaan hom sien. En ons kan sien in Sagaria 12 vers 9 waar dit vir ons sê, dat jy weet waar hierdie profeet 487 jaar voor sy koms van Christus gepraat het, en het sê, ook sal ek in die dag daarna soek om al die nasies wat teen Jerusalem aankoms te verdelg, maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgiet die gees van genade en smeking, en hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het. So ons weet dat die evangelie gaan terugkeer na die Jode toe, broers en susters. Ons as heidene het dit ontvang vir die laaste 2000 jaar, waar God met hierdie 7 kerkeeue, met 7 boodskappers wat hy het vir ons gestuur het, maar daar gaan 'n tyd en 'n plek kom, waar hierdie evangelie moet terugverkeer na die Jode toe, soos wat ons kan sien later in Openbaring 11, maar ons moet hierdie woord glo en vertrou wat hy nou vir ons gegee het, sodat ons kan gevind word in sy woord en dat ons kan gereed wees vir die wegraping. Maar ons kan sien hier in Sagaria, as ons verder lees, jy weet waar dit praat van Israel, die huis van Israel, en dieselfde Heilige Gees wat ons ontvang het, moet hulle ontvang. En het sê, hulle sal opsien om my vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor hulle rou klaag, soos 'n mens rou klaag oor enige seun, en bitterlik oor hom ween, soos 'n bitterlike ween oor 'n eersgebore kind. In die dag sal die rou klaag groot wees in Jerusalem, soos die rou klaag in die laagte van Megiddo. En die land sal rou klaag by geslagte, en elke slag afsonderlik, die geslag van die huis van Dawid afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik, die geslag van die huis van Nathan afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik. Wanneer hulle sal sien wat sal gebeur, wat sal plaasvind wanneer hy kom in die wolke van heerlikheid met sy tweede verskyning. So ons kan sien, broers en susters, wanneer daardie Jode wat hom deurboor het, en ons sien 'n ander skrif wat sê, jy weet, waar het hy hierdie wonde gekry? Dit sê in die huis van my vriende. En ons kan so, broers en susters, daar's so 'n mooi voorbeeld in 'n tipe van Josef, waar ons kan sien dat, jy weet, Josef homself verskyn aan sy broers, en waar hy homself, jy weet, wys wie hy is, jy weet, waar hulle hom in 'n put gegooi het, en hulle was jaloers omdat hy drome gehad en hy het visioene gehad, en dat hy 'n profeet was, maar hulle wou niks gehoor het wat hy gesê het nie, hulle wou dit nie geglo het nie, jy weet, en hulle het hom so gehaat dat hulle hom wou doodmaak, en dit is so weer skynsel van 'n tipe van Josef en Jesus Christus, jy weet, waar Jesus Christus, jy weet, ons profeet was, en hy het genees, en hy het siekes gesond gemaak, hy het die dooies opgewek, die blindes
lammes het gesien, die lammes het geloop, maar die Fariseërs en die Sadduseërs was so kwaad, jy weet, dat hulle hom gehaat het, dat hulle hom wou doodgemaak het. En ons kan sien, jy weet, waar Josef in die tronk beland het, nadat hy na Egipte toe verkoop is, en dat hy 2 persone daar in die tronk gesien het, en hulle drome gehad, en hy het vir hulle dit uitgelê, en dit gebeur soos wat hy dit uitgespreek het. En so kan ons ook sien, Jesus wat op die kruis gehang het, en daar was aan sy linkerkant en aan sy regterkant was daar 2 mans wat ook op die kruis gehang het, jy weet, een was gered en een was verlore, net soos met Josef, waar daar ook daai 2, waar een gered was en die een was doodgemaak. En so kan ons sien ook Josef uit die tronk het hy na Farao toe gegaan, en hy was die regterhand van Farao. En jy weet waar, broers en susters, dat Jesus opgewek was uit die dode, en hy het op die regterhand van God gaan sit. En jy weet dat, daar 'n besyn geblaas is, en jy weet met Josef, omdat hy nou so 'n groter mag gehad het, en 'n groter rol wat hy gespeel het, jy weet dat as hy moes gegaan het, dat as hulle besyn geblaas het elke knie gebuig. En so gaan elke knie buig, broers en susters, as Jesus Christus, wat hy vir sy kinders gaan weer kom, elke knie sal buig. Wanneer die besyn van God sal weer klink, en die dooies in Christus sal opstaan, en die oggend breek ewig, helder en mooi, alles sal die knie buig. Elke knie sal buig, elke tong sal daarvoor bely. So broers en susters, ons bid en vra, en dat, jy weet, baie mense wat met hulle sondes voor hulle is, sommiges volg hulle, ons bid en vra dat die Here ons sal help, dat ons sondes voor hom sal plaas, dat hy ons sal vergewe, en dat hy ons sal help. Maar ons wil nou aangaan van hoofstuk 1 vers 8 tot 20, en ons wil dit net gou vinnig lees, ons tyd hardloop uit, maar ons gaan so vinnig as moontlik wees, broers en susters, maar nou sê die woord van die Here, sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Ek Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, wat op die eiland van Patmos genoem word, terwille van die woord van God en op die getuienis van Jesus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my groot stem gehoor, soos van 'n besyn, wat sê, ek is die Alfa en Omega, die eerste en die laaste. Ek skryf wat ek sien in 'n boek, en stuur dit na die 7 gemeentes van Asia, na Ephesus en Smyrna en Pergamos en Thyatira en Sardes en Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het, en toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in die oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in die regterhand het ek 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnyende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos dood aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. Ek het die sleutels van die dodekryk en van die dood. Skryf dan wat jy gesien het, wat is en wat hierna sal gebeur. Die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars. Die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. En so broers en susters, hier vertel Johannes wat hy nou geskryf het, maar nou wil ons net so vinnig deur, ons het net 'n paar minute, maar ons wil net vinnig dit verduidelik, dat ons net so vinnig deur elke vers gaan. So ons sien dat nou in vers 8 wat sê, ek is die Alfa en Omega, die begin en die einde, sê die Here, want
want is, wat was en wat kom, die Almagtige. So ons sien, broers en susters, dat hy die Alfa en die Omega is, hy is die A tot die Z, hy is die begin, hy is die einde, sê die Here. So dit is wat was, wat kom, wat die Almagtige, soos wat ons gesê het, hy was daardie profeet, hy was daardie priester, en hy is daardie koning wat kom. Hy is daardie, jy weet, daardie arend, hy is daardie, hy is daardie lam, en hy is daardie leeu wat kom, die leeu van Juda. So ons kan sien dat dit God is, hy is die onsterfelike een, hy is die ewige seun. En broers en susters, en ons gaan 'n bietjie later sien, soos wat ons gelees het ook, die sewevoudige persoonlikheid, wat hy vir ons wys, maar ons weet dat hy die begin is, en hy is die einde. En ons kan sien nou, as ons sou sien, vers 9, en Johannes, julle broeder, en die deelgenoot in die verdrukking, en in die koninkryk, en die lydsaamheid van Jesus Christus, wat op die eiland van Patmos genoem word, ter wille van die woord van God, en die getuienis van Jesus Christus. So ons kan sien, hierso word Johannes, dat ons broeder, ons deelgenoot in verdrukking, ons sien dat hy op hierdie eiland op Patmos geplaas was, op hierdie klein eilandjie in Egiese See, wat ongeveer so amper 49 km van klein Asië was, en hy was die pastoor van die kerk van Ephesus, en die historiese is hy waar hierdie plek bekend gestaan is as rotsagtige, gevaarlike, vol slange en skorpioene, akedisse, wat alles op daardie eilande geplaas het. Dit was soos 'n klein Alcatraz, of 'n Robben eiland wat daar is, en hulle, die Romeinse het vir Johannes daar geplaas, maar hy was 'n regverdige, goddelike man, hy was 'n apostel, 'n kind van die Here, maar hierso wys ons, jy weet, waar hy 'n goeie karakter het, en hy het 'n reputasie gehad, dat hy nooit in die moeilikheid was nie, maar hy was daar vir die woord van God, en 'n getuienis van Jesus Christus. So ons sien dat hulle hom ook beskuldig is, as jy gaan kyk na die geskiedenis, dat hy beskuldig was van heksery deur die Romeine, waar hulle hom probeer doodmaak het, broers en susters. Hulle het hom in 'n pot gesit, of in 'n houer vol met vet, waar hulle hom gekook het vir 24 uur, en hulle kon hom nie doodkry nie. Dit is eintlik so wonderlik, dat hy so vol is van die Heilige Gees, broers en susters, dat hulle hom nie kon doodkry nie. Maar hulle het gesê, hy is 'n heks, en hy die vet betower, en hulle kon hom net nie doodkry nie. En toe het hulle hom vir 2 jaar verban, op hierdie klein eiland, waar hulle hom geplaas het. En ons sien waar hy praat van hierdie verdrukking, dit is nie die verdrukking, die groot verdrukking, wat gaan plaas word, wanneer die bruid weggeneem word nie. Wanneer die woord van God terugkeer na die Jode toe, na dit is daar 'n verdrukking wat gaan plaasvind. Maar hierso was Johannes, hy was op hierdie eiland geplaas, jy weet, waar hy ook deur moeilike tye gegaan het, en op hierdie eiland wat hy geplaas is, vir die woord van God. En so is dit belangrik, broers en susters, dat jy 'n getuienis vir God moet hê, en vir God moet lewe. Jy weet, maak nie saak hoe moeilik dit is nie, maak nie saak hoe die vyand jou probeer aanval nie. Jy moet staan op God se woord, en jy moet staan op die krag van God, amen. Nou sien ons in vers 10 wat sê, ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n bassein. So nou kan ons sien, broers en susters, dat Johannes in die gees van die Here opgeneem was, op die dag van die Here. En alles wat ons moet ons doen in die gees van die Here. Wanneer jy sing in die gees van die Here. As jy bid in die gees van die Here. Want ons weet, broers en susters, dit is altyd belangrik om in die gees van die Here te loop en te verkondig en sy wil te doen, en nie op jou eie manier, nie op jou eie gees nie. Ons moet die gees van die Here ontvang en die dinge van die Here doen, dat ons weet, hoe gaan ons God behaag, dat ons hom met ons geloof, dat ons hom kan behaag en sy wil doen, en sy werke, die kinders van die Here, wat ons kan help en ondersteun, en nie net ons op ons eie wil nie. Maar ons kan ook sê, waar Johannes nou in die gees van die Here opgeneem is, en hy sien die dag van die Here, weet ons dat, jy weet, ons lewe in die dag van mense, jy weet, van waar mense beklei, en maar waar daar soveel dinge plaasvind in hierdie dag, en met tegnologie, en alles wat hulle probeer implementeer, en goeders beter maak, maar hierdie is die dag van mens, maar hier was hy opgeneem in die dag van die Here, en dit is so mooi, broers en susters, waar ons kan sien, jy weet, waar ons die dag van die Here, waar die Here ons kom haal. Maar hy sien nou agter wat die skrif nou verder praat, hy sê, agter my 'n groot stem
gehoor soos van 'n bassein. So hy was in die gees van die Here op die dag van die Here en hy hoor hierdie bassein weer klank. En toe hy hierdie bassein gehoor het en omgedraai het om te kyk was wat hy bassein gehoor het, nadat hy in die gees van die Here is, jy weet, en hy kon bietjie dalk gedans het en gespring het daar op daai eiland, want hy was, jy weet, as 'n mens die gees van die Here het en ewen soos op die dag van Pinkster, jy weet, daar's so 'n blydskap wat op die kinders van die Here is, maar hy kan, jy weet, hy het 'n goeie tyd gehad waar hy gesien het wat nou gebeur het, maar nou hoor hy hierdie stem, hierdie bassein wat weer klank en hy kyk om. So wat sê die skrif verder in vers 11? Dit sê ek is die Alfa en Omega, die eerste en die laaste. En wat jy sien, skryf dit in 'n boek en stuur dit aan die 7 gemeentes wat in Asië is. Na Efesus en na Smyrna en na Pergamos en na Thyatira en na Sardes en na Philadelphia en na Laodicea. So hier sê die bassein, hierdie weerklank wat hierdie stem wat hy hoor, sê dit vir hom en dit is broers en susters, dit is so belangrik om te verstaan die godheid. Dat die godheid so belangrik is om te weet wie Jesus Christus is en ek bid en vra dat die Here jou sal help met hierdie 2 boodskappe wat ons gebring het van deel 1 en deel 2, dat jy kan net verstaan wie Jesus Christus is, want ewen waar Johannes nou in die gees is en hy hoor hierdie bassein en wat dit vir hom sê, ek is die Alfa en die Omega, ek is die eerste en ek is die laaste. So dit wys vir hom, jy weet wie God is. En dit sê vir hom, skryf wat jy nou hoor, skryf in 'n boek en stuur dit na hierdie verskillende gemeentes toe, na Efesus tot na Laodicea toe. Maar wat dit vir hom wys, dat hy die Alfa, hy is die begin, hy is die einde. Broers en susters, die eerste ding wat hom laat weet het, wie hy was, en wie is wat dit na hom nader toe kom. Hy is die koning Jesus, koning God, hy is die koning van die Heilige Gees. Hy sê ek is alles daarvan. Ek is die A tot die Z. Ek is die begin en die einde, die onsterflike, die ewige seun. Amen. En vers 12 sê vir ons, en ek het omgedraai om te sien watter stem het met my gespreek, en toe ek my omdraai, sien ek 7 goue kandelaars. So ons sien nou, hier's 'n stem wat met hom gepraat het. Dis dieselfde stem wat Moses op die berg Sina geklink het, of dieselfde stem op die berg van verheerlikheid wat geklink het, dieselfde een, want dit is een soos die seun van die mens. Maar ons sien nou die 7 kerke van Asië, wie is dit? Dis die eerste en die laaste, dis die allerhoogste, dis die almagtige ene. En hierdie 7 kandelare, ons sien nou 7 goue kandelare was 7 kerke. En hy sê 'n bietjie later in die 20ste vers, die 7 kandelare wat julle gesien het, is 7 kerke, om net vir jou te bevestig, dat hierdie 7 kandelare was die 7 kerke. Maar ons kan sien dat dit nie 'n kers was nie, want 'n kers sou uitgebrand het, maar dit wys ons hierdie simbool van 'n kandelaar, broers en susters, want die kerse sou dit nie gemaak het nie. Toe hy omgedraai het, toe hy gesien het, die seun van die mens van die middel wat in die 7de kandelaar staan, so nou die kerse opgebrand het, en uitgegaan het, maar daar sou niks meer daarvan wees nie, maar binne 'n paar uur sou dit uitgebrand het, so dit kon nie 'n kers gewees het nie, maar die Here wys vir ons, dit is 'n kandelaar. Dis soos in Sagaria vers 4:1 staan die woord van die Here vir ons sê, en die engel wat my gespreek het teruggekom en my gewek soos 'n man wat uit die slaap opgewek word. So nou kry die profeet 'n visioen, en hy het vir my gesê, wat sien jy? Toe antwoord ek sien daar 'n kandelaar, heeltemal van goud, en sy oliekant bo oor hom met sy 7 lampe op hom, telkens van 7 aanvoerpype loop, na die lampe wat bo oor hom is. So dit illustreer hoe hierdie kandelaar lyk. En dit is dieselfde lampstaander wat vir ons wys hierso in Openbaring. Dis dieselfde lamp, dis dieselfde kerkeeue wat opkom. Maar ons sien ook die 2 olyfbome wat langsom staan, die 2 olyfbome aan die regterkant en aan die linkerkant, want hierdie olyf wat aan sy linkerkant, en ons sien wat hierdie lamp wat dit gebruik in die Ou Testament, wat was olie. En ons weet, broers en susters, dat daarop gespreek is, en aan die engel wat my gespreek het, wat beteken dit, Heer? En die engel wat my gespreek het, antwoord en sê vir my, weet jy dan nie wat dit beteken nie? En ek het gesê, nee my Heer,
Toe antwoord hy, sê hy vir my, dit is die woord van die Here, Zerubbabel, naamlik, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur die Gees, sê die Here vir die leerskare. Hy sal Jerusalem herstel. Maar ons kan sien nou hierdie kandelaar, wat beteken hierdie lampstander? Dis Johannes sien Jesus, die seun van die mens, staan tussen hierdie 7 kandelare, wat die 7 kerkeeue voorstel. Elke lampstander was gekoppel aan een groot oliebak, wat die hoofbron van olie was, wat ons weet is die Heilige Gees wat teenwoordig is. Die olie vloei van die hoofpyp in elke tak tot by die lamp bo, wat dag en nag gebrand word. Die lamp moes nooit weer aangesteek word nie. Hulle het voorgeduur solank die hoofpyp olie gekry het. Elke lamp het sy lig en lewe uit die olie ontvang. Dit wys dat die Heilige Gees die bron van die lig en die lewe in die kerk is, broers en susters. Ons kan sien in die Ou Testament was die eerste lamp was aangesteek, met daardie vuur is elke volgende lamp aangesteek. Dieselfde vuur het deurgegaan van lamp tot lamp. Dit simboliseer dieselfde Heilige Gees vuur deur elke kerkeeu moet oorgedra word. Daardie lig gaan aan van een kerkeeu na 'n ander kerkeeu. Jesus Christus dieselfde gister, vandag en ewigheid. Dis dieselfde Gees vir al die eeue. Is 'n vergelyking met Johannes 15 wat sê ek is die wynstok en julle is die lote. Die wynstok sal self nie die vrugte dra nie, maar die lote dra die vrugte, omdat die lewe uit die wynstok trek. So kry die kerke, die lote, die lig, die lewe, die krag uit Christus, die hoofpyp af. En broers en susters, as jy die foto kan sien van die lampstander, dan sal jy sien, jy weet hoe daardie olie in daardie lampstander is, en as jy een aansteek, dan kan jy almal aansteek, dan die lig sal van die een gaan na die ander toe. En dan is die Heilige Gees is van die eerste eeu, sal regdeur gaan tot die Laodicea eeu toe, waar Pinkster begin het, en dit sal met Pinkster eindig, broers en susters, want dit is dieselfde God, dieselfde gister, vandag en ewigheid. En dis Jesus wat die seun van die mens, wat tussen die 7 kandelare staan met sy boodskappers. Maar ons kan sien ook dat hy daai wynstok is, en dit is so wonderlik, broers en susters, waar jy het in die natuur, want ons kan God in natuur sien. As jy 'n boom het, 'n lemoenboom het, of 'n suurlemoenloot het, en jy sit 'n lemoenboom wat daar kan ingroei, as jy daardie tak in daardie boom insit, daardie loot, dan sal hy want jy kan dit doen met sitrusvrugte, dan of jy 'n narkie het, of 'n tangelo, of enige sitrusvrugte, as jy daardie loot insit, sal daardie tak, sal daardie vrug inbring. Maar dieselfde wynstok wat die original boom is, wat ook al hy 'n tak sal uitbring, moet dit dieselfde as die oorspronklike wees, broers en susters. En so kan ons sien dat, jy weet, daar was baie verskillende gemeentes wat in daardie boom ingeënt is, maar as God 'n kerk uitbring, sal dit dieselfde winkerstok wees wat aan die begin is. En dit is hoekom ons so belangrik wees, dat ons die oorspronklike Pinkster is, met 'n Pinkster ondervinding, nie denominasie Pinkster nie, maar oorspronklike Pinkster ondervinding het, dat God dieselfde gister en vandag in jou is, en dat dieselfde werke wat in hom was, want dis dieselfde lewe wat in die boom is binne-in met jou, broers en susters. So ons kan sien, jy weet, ons sien dat, jy weet, vers 13, jy weet, ons praat nou van die 7 kandelare, een soos die seun van die mens met 'n kleed aan wat tot op die voete hang, gegord om die bors met 'n goue gordel. Maar sien al hierdie 7 kandelare en lampe, en wat beteken dit? Dit beteken dat dit alles wys dat dit nag is. Dat die 7 kerkeeue in nag gebeur, broers en susters. Maar wat ons lewe in die nagtyd, kers en ligte en sterre beteken nag. En wat doen 'n ster? Dit weerkaats die lig van die son, wat die son terugkeer. So geseënd is sy naam van die Here, en 'n ware prediker wat God reflekteer, nie net een of ander flitslig of 'n vuurhoutjie of een of ander dop wat brand nie, maar hy reflekteer die goue strale van Jesus Christus aan die kerk. Dus hy is dieselfde, hy is die een wat lewend is, hy is die een wat skyn op ons, broers en susters. So dis daardie lig wat ons moet weerkaats, nie ons eie lig nie. Die maan weerkaats net die lig van die son.
En die sterre weerkaats die lig van die son. So ons weerkaats nie ons eie lig nie, maar ons weerkaats die lig van die son. Ons reflekteer die seun van God, want hy is dieselfde wat gedoen het, en hy is die een wat die lig gee. En wat 'n soort lig is? Dis die evangelie lig aan ons almal. Maar ons kan nou sien waar ons sien hier so in vers 13, die 7 kandelare soos die seun van die mens, en hy's gekleed van sy voete wat hang en gegord is om die bors met 'n goue gordel. So kan ons sien met die doktrine wat ons hierso bring van die dag van die Here, broers en susters, en as ons mooi oplet, is hy nie nou as 'n priester nie. Hierdie is nie 'n tyd vir 'n priester nie. Dit was nie waar hy toe 'n koning gekom het nie, maar hy kom as 'n regter. Hy kom as 'n regter, want omdat hy gegordel is, om sy gordel om die middel te bind, beteken hy sou gedien het. Dit sou nooit aan sy skouer vasgemaak het nie. Maar hier kom hy uit, loop hy uit met die gordel aan bokant was vasgebind, met 'n band oor sy skouer, omgord rondom die bors met 'n goue gordel, hoog omgord. Wat is dit? Soos 'n prokureur, soos 'n regter. Die regter met sy band oor sy skouer, omgord hierboor, nie onderste bo as 'n priester nie. So hy kom nie hierso waar Johannes hom nou sien hier in vers 13, sien hy hom nie as 'n priester nie, broers en susters, maar hy kom as 'n regter. En soos ons nou aanlees, waar ons sien, om te sien ook in die skrif, om verder in die skrif te sien waar hy as 'n regter is, kan ons in Johannes vers 5:22 sien ons, want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee. So ons kan sien, hier kom die Here as die regter, die opperste regter. En Johannes wys dat hy nie in die dag van sy profesie as 'n profeet nie, ook wat sy nie reguit uit die dag van sy koningskap nie, maar hy sien die dag van die Here, sien hom as 'n regter. En dit is so belangrik, broers en susters, dat ons die Here nou kan sien as 'n regter in die dag van die Here. Maar ons het nog steeds genade waar hy nou as die hoofpriester, as die lam is, maar daardie tyd gaan dit te laat wees. En so beveel ek aan, broers en susters, en ek gee jou aanmoediging om die Here nou te aanvaar terwyl daar nog genade is, terwyl hy nog as die lam in die hoofpriester waar jy hom kan aanroep en genade kan vind as 'n priester, maar daardie dag kom hy as 'n regter. En so kan ons nou verder lees in vers 14, sê sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en soos oë soos vuurvlam. En sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die gedruis van baie waters. En hy het die regterhand 7 sterre gehad, en sy mond het 'n skerp 2-snyende swaard uitgegaan. En sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. So broers en susters, hier kan ons sien sy hare was wit soos wol. Dit beteken nie dat hy oud was nie, maar dit is meer waar hy ondervinding het, kwalifikasies, sy wysheid, soos 'n regter, omdat ons gesê het soos 'n regter, en daardie in die ou tyd waar 'n regter in die hof van, soos in die Engelse, waar het hulle daardie pryke opgehad wat so wit was, want dit simboliseer die wysheid en die ondervinding wat daardie regter het. So dit wys nie dat waar God oud is nie, maar dat hy baie wysheid het. Ons kan lees in Daniël 7 vers 8 tot 10 wat sê, ek het agter die horings opgelet, en kyk, daar het tussen hulle 'n klein horingkie opgekom, en 3 van die vorige horings is voor hom uitgeruk. En kyk, in hierdie horingkie was sy oë soos die oë van 'n mens, en 'n mond wat groot dinge spreek. Ek het gekyk toe die trone opgestel is, en die oue van daar gaan sit het. Sy kleed was so sneeu, en die hare was van sy hoof so skoon wol. Sy troon vurig vlamme, sy wiele is brandende vuur. 'n Vuurstroom het voortgevloei, en van voor hom het hom uitgegaan. 1000 maal 1000 het hom gedien, en 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen. So ons kan sien hierso, wat ons nou sien in Daniël, en hoe Daniël daardie visioen gesien het, waar hy sien die oue van daar, wat gaan sit het, en sy kleed was wit soos sneeu, en hy sien sy hare en sy hoof was skoon wol, maar sy troon was vurige vlam, en sy wiele was brandende vuur. So ons kan sien hoe word die mense nou geoordeel, broers en susters, en
waar ons ook nou sien hier in Openbaring wat Johannes gesien het. Hy sê sy hoof en sy hare was wit soos wol, soos sneeu en sy oë soos vuurvlam. So dit is nie dieselfde God wat nou genade vind en wat gehuil het by die dag van Lazarus, wat gehuil het vir sy vriend wat dood is nie. Of wat jou barmhartig is en jou genadig is nie. Hier is sy oë soos vuurvlam, want hy staan nou as die regter om jou te oordeel vir wat het jy gedoen met sy woord? Wat het jy gedoen met hierdie lig wat jy ontvang het in jou dag? Broers en susters, het jy dit afgeskiet? Want waar hy vol simpatie is, nou as 'n priester, waar hy nou jou kan help, waar hy jou nou kan aanroep en hy kan vir jou onderneem, daar staan hy as 'n regter en hy gaan jou oordeel vir wat jy gedoen het. Ons kan nou ook verder sien waar hy sê, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond en sy stem soos gedruis van baie waters. So ons weet ook in die, jy weet waar het praat van koper, koper praat van oordeel, goddelike oordeel. Ons wys dat daardie oordeel op die aarde van God kom. Jy weet, waar hy vlees geword het en hy het gesterf en hy het die oordeele van God geneem toe hy self hier op aarde was. Hy het 'n goddelike oordeel ontvang. En hierdie koninkryk ontvang is wat koper is en solied en dit kan nie beweeg word nie. Dis harder, daar's niks harder as koper nie. En nog nooit iets gevind wat sou dit temper nie. Maar ons kan sien ook in die dag van Moses, toe hulle deur die wildernis gegaan het, was daardie koperslang wat in die wildernis wat hulle voorgestel het, en daai slang het sonde voorgestel, maar daardie seiende koper het die oordeel alreeds op daardie sonde geskied. So ons kan sien, jy weet waar daardie koper dat dit die sonde dat hy die sonde geoordeel het, broers en susters. Ons kan sien waar Elia, waar hy gesien het, waar die profeet gesien het in daardie klein draaikie en daai kerkie, waar hy uitgebring het ook, waar dit nie gereën het vir 3 jaar en 6 maande nie, maar dat hy ook gesien het die wolke, die wolke soos koper, dit was soos goddelike oordeel, die hemel het soos koper gelyk, en dit was ook 'n goddelike oordeel. Ons kan sien in Openbaring vers 19, 12 tot 15 wat sê, en sy oë was soos vuurvlam, en op sy hoof was baie koninklike hoede, en hy het sy naam geskrywe wat niemand ken behalwe hy self nie, en hy was bekleed met 'n kleed wat in sy bloed gedoop was, en sy naam die woord van God. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne, en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard, en daarmee die nasies te slaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en hy trap die paarskap van die wyn van die grimmigheid en die toorn van God, die Almagtige. So broers en susters, ons kan sien, jy weet waar God vir ons gesterf het. Hy was hierdie man wat vir ons gesterf het. Maar ons kan sien hier in Openbaring 19, waar hy gaan op hy wit perd, en hy gaan die nasies, gaan hy oordeel, en uit sy mond het die woord van God uitgegaan. En so kan ons sien, broers en susters, hy het ons gehelp om oorwinning te hê. Hy het op hy wit perd gegaan. Hy het eers uitgegaan, en hy sal daai nasies slaan vir ons, broers en susters. Maar hy het ook die perskap van die wyn van die grimmigheid, van die toorn van God, die Almagtigheid, hy ontvang. Hy het dit gevat vir ons, broers en susters. Maar ons kan sien ook hierdie stem soos die gedruis van baie water. So wat beteken die waters? As jy sien in Openbaring waar jy verder kan lees, is dit die digtheid en menigte en mense en tale. So hierdie stem wat baie waters wat uitroep, die digtheid en menigtes, hierdie stem is van die 7 sterre in sy hand, en elke kerkie wat doop van die Heilige Gees wat verkondig is, en die doop in sy naam, spreek in tale die krag van God, die opstanding van Christus, die wederkoms, die goddelike oordeel. Hierdie stem van waters het uitgekom van hierdie een wat gelyk het soos die seun van mens, van baie waters. Maar ons weet ook, broers en susters, dat die Here sy kinders uitgestuur het, sy boodskappers, sy vyfvoudige bediening, wat die woord van God uitgespreek het, en die mense gewaarsku het, en dat dat hulle moet terugkeer na Christus toe, hulle moet terugkeer na die waarheid toe, hulle moet terugkeer na dieselfde God, wat vir ons gesterf het. Maar ons kan nou sien verder, broers en susters, waar ons tyd uithardloop, maar ons kan nou verder sien, jy weet waar
ons weet dat God, hy is die een wat ons help. Hy is die een wat die sterre in sy hande vashou. Dit sê in vers 16, hy het in sy regterhand 7 sterre gehad. Hy het uit sy mond het 'n skerp 2 snyende swaard uitgegaan en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Ons kan sien as ons in vers 20 lees van hierdie 7 sterre, staan dit die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, is die 7 goue kandelaars. Die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. So ons kan sien hierdie 7 sterre wat in sy regterhand was. Hoekom is dit in sy regterhand? Soos wat ons weet dat Jesus Christus het opgevaar en hy het op die regterhand van God gesit. Dis nie net fisies dat hy op 'n troon, maar ons weet dat die regterhand beteken presies dat dit die krag van God is. Dis die sterkte, dis die krag. So Christus het aan die regterhand van krag wat gestaan is, en hy is ook soos hierdie 7 boodskappers, hierdie 7 sterre wat hy uitstuur is in sy regterhand. En so kan ons ook sien, broers en susters, hierdie engel beteken 'n boodskapper. En hy het gesê, wat kan ons skei van liefde van God, van Christus, van siekte? Wat kan ons van gevaar, van naakheid, soos wat Paulus vir ons in Romeine gesê het, jy weet, wat kan ons skei van al hierdie dinge? Swaar, die dood, die oortuig. Paulus het gesê, niks kan ons skei van die liefde van God wat in Christus is nie. Want ons is heeltemal oorgegee aan sy regterhand, broers en susters. Hy het vir ons daardie krag gegee, hy het ons sy woord gegee, sodat ons kan glo. En soos wat vers 16 gesê het, is 'n 2 snyende swaard het uitgegaan en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Hebreërs 4, hoofstuk 4:2 sê vir ons, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige 2 snyende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegging van gedagtes van die hart. Soos God se woord wat uitgaan en sny, broers en susters, hy ken tog jou gedagtes, alles wat jy doen aan dink en wat jy deurgaan, God ken dit en hy sal dit uitsny. En ons sien daai wit perdryder in Openbaring 19 wat ons gelees het. Jy weet, daardie skerp 2 snyende swaard, hy het uit sy mond uitgegaan van hierdie persoon, en dit is die woord van God. Dis 'n skerp 2 snyende swaard. Wat het dit gedoen? Dit onderskei die gedagtes van die hart, die oorlegging, gaan selfs dieper as die vlees, in die bloedselle, in die been, in die murg van die been, reguit verder, selfs tot die onderskeie van die gedagtes en die oorlegging van die hart. Dit is wat die God se woord kan doen. Dit gaan tot in die binneste en dit sal die nasies verslaan, broers en susters, want dit gaan gebeur met God se wat hy sê, hy trap die perskap van die wyn van die grimmigheid en die toring van God, want God gaan die wêreld beoordeel, maar ons kan genade vind vanaand nog, broers en susters. Ons weet dat hy in daardie krag geskyn het, soos wat ons voorheen gesê het, toe hy op daai berg van verheerlikheid was, saam met Petrus, Jakobus en Johannes, jy weet, het hy geskyn, jy weet, soos die son, in daardie, sy klere het geskyn, soos wit, soos lig, maar hy het daardie krag gehad, broers en susters, hy het gewys vir ons wat gaan kom, en hoe die wegraping gaan plaasvind, en hoe hy gaan kom, weet waar Moses en Elia verskyn het, en broers en susters, ons kan glo in hom, want ons weet, soos Maleagi 4:1-2 sê, want kyk die dag kom, brand soos 'n oond, dan sal al die trotsaards en almal wat goddeloosheid bedrywe stompel wees, en die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie, maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan met genesing onder sy vleuels, en julle sal uittrek en rondspring soos vetgemaakte kalvers. So ons weet dat die wêreld gaan vernietig word, broers en susters, maar ons hoef nie te vrees nie, soos wat die skrif ook vir ons sê, moenie vrees nie, want dit is hy wat vir ons self openbaar aan ons, om ons te wys, jy weet dat ons hoef nie te vrees nie,
Hy wys ons wie hy is en hoe hy die lewende een was. Hy was die een wat dood is en hy lewe tot in alle ewigheid. Hy het die sleutels van die dodekryk en van die dood. Hy het dit oorwin, broers en susters. Ons hoef nie te vrees nie. Ons kan net glo en vertrou in hom. En voor ek gaan eindig vanaand, daar was baie mans en baie soldate of bekende mense wat gegaan het en probeer die wêreld vernietig het of oorwin het, soos 'n man Napoleon wat jare terug op die aarde was, waar hy gekom het, hy was nie self 'n Fransman nie, hy was ook maar, hy het van 'n eiland gekom en hy het Frankryk wreek tussen hulle gegaan en hy het hulle gaan oorwin en hy het die Franse gevat en hy het omtrent die wêreld gaan verower, tussen 17 tot 25, maar op daardie ouderdom van 33 het hy gaan sit en huil, omdat daar niemand anders te was om te oorwin nie. En hy het, as 'n alkoholist het hy gesterwe. Verslaan kon hy nie eers homself oorwin nie. En toe hy by Waterloo ontmoet het, daardie Waterloo waar hy sy einde ontmoet het, was daar, wat die ou antieke tekens hier, oorblyfsels en dinge wat gebeur het, waar hy nie meer as 'n oorwinnaar was nie. Maar broers en susters, ek wil vir jou sê, daar was 'n ander man wat op 33 vir ons oorwin het, wat die wêreld oorwin het. Hy was op die aarde wat hy die hartstogte oorwin, hy het die trots, hy het die siekte oorwin, hy het die duiwels oorwin, hy het gesterf en hy het die dood oorwin, hy het opgestaan en hy het hel oorwin, hy het opgegaan en alles wat teen die mensdom was, het hy oorwin. Dit het hy in die paskyp van God ingegaan en het vergrys en die dood, hel, graf, siek, formaliteite, alles anders oorwin. En op die 3de dag het hy opgestaan en die atmosfeer hierbo verower en daardie mis tussen God en mens gesny, hemel en aarde mekaar verbind, het hy weer verbind, broers en susters. Hy het mens weer teruggevat, dat ons terug kan kom na God toe. Hy is daardie magtige oorwinnaar. Hy is die een wat die sluier geskeur het, en hy het die sleutels van die dood en die hel, wat aan sy was, het hy gegaan. So ons hoef nie te vrees nie, broers en susters. Hy het sy regterhand, sy krag het op hom gelê. Hy het opgerig deur die krag van sy regterhand. Moenie vrees nie. Dis hy wat was, hy wat is en wat sal kom. Hy is die eerste en die laaste. Hy is die een wat lewe het. Hy is die een wat gesterf het. Hy is die een wat lewe is, broers en susters. Hy is die asemrowend een. Hy is die regter, die priester, hy is die koning, hy is die arend, die lam, die leeu. Hy is al hierdie wonderlike dinge vir ons. En broers en susters, ek glo en vertrou dat hy jou alles is vanaand. Dat jy hom kan uitroep in jou hart om te weet dat hy is die een wat jou kan regverdig. Hy is die een wat jou kan red. Hy is die een wat jou al jou probleme kan laat ophou. Maar dit is ook nie dat hy alles sal wil ophou nie, want hy is besig om karakter in jou te bou. Maar hy is die een waar Johannes gesien het in hierdie visioene, wat die engel vir hom gewys het en wat hy neergeskryf het. Waar hy hierdie openbaring vir ons gebring het vir Jesus Christus, waar hy in die gees was en op hierdie dag van die Here, wys hy hoe hy homself as met die wit hare en die oë van 4 vlamme en sy voete wat soos koper is, waar hy kom om te oordeel. Moenie laat hy jou vind dat jy in jou sonde is nie, broers en susters. Hy het vir ons genade gegee, hy het op die kruis gehang vir ons, sodat ons kan ewige lewe is, en dat hy soos Johannes 3 vers 16 is, waar God sy eerste gebore seun gegee het, sodat hy by ons gesterf het en dat ons in hom kan glo en vertrou en dat ons kan ewige lewe het. En so wil ek vir jou vanaand sê, broers en susters, glo in hom, dat hy vir jou kan ewige lewe gee en dat jy as 'n oorwinnaar kan wees en dat hy jou nie as daardie regter gaan staan en die mense gaan oordeel vir die werke wat hulle gedoen het, soos wat 'n mens later in Openbaring, ek dink is Openbaring 20 waar jy dit kan lees. Moenie daar staan nie. Wees liewerste een wat staan saam met hom staan en die wêreld oordeel, omdat jy deel is van hom, dat jy deel is van daardie wynstok, van die eerste kerkeeu tot die laaste kerkeeu, daardie lig gegaan het, waar jy daardie wyse maag was,
wat die woord van God aanvaar het, die lig aanvaar het, dat jy die Heilige Gees aanvaar het onder die Pinkster, jou oorspronklike Pinksterbeweging, dat jy weet jy is deel van sy koninkryk wat nie kan beweeg het nie. Dankie broers en susters, ons gaan net sluit en vra dat die Here ons sal verder seën deur hierdie week. Dierbare Hemelse Vader, Here Jesus, ons wil dankie sê Here dat ons U woord nou kon gelees het, dat ons dit kon gehoor het, dat ons dit kan bewaar het, Here. Ons weet dat daar 'n seëning saam met dit gaan. Ons vra dat U elke broer en suster wat hierdie preek sal hoor en luister en wat U woord sal lees, Here, wat in Openbaring sal sien wat Johannes neergeskryf het, wat hy ontvang het van die engele af en wat U vir ons gegee het, Vader, dat ons kan sien dat U as 'n regter kom, dat elke oog U gaan sien, Here, en wat gaan plaasvind, Here, maar ons wil nie U sien as 'n regter nie, ons wil U sien as 'n lam, as 'n priester, waar U ons genade sal vind, Here, en ons wil U ontvang as ons koning in ons harte en ons siele, Here, en dat ons gered sal wees in U koninkryk, Vader. Ons wil nie veroordeel word met ons sonde, dat ons sonde voor ons of agter ons gaan, Here, maar ons wil ons sonde voor U plaas, dat U ons asseblief sal vergewe, Here. Ons vra, Here Jesus, dat U kinders sal seën, dat U hulle sal bewaar en sal help en sal onderneem, Here. Ons weet partykeer gaan ons maar deur moeilike struikelblokke, Here, waar ons nie weet hoe gaan ons een voet uit die bed uitsit op die volgende dag nie, Here. Maar ons bid en vra, Here Jesus, dat U vir ons krag sal gee van bo af, dat U ons genade sal gee. Ons bid en vra, Here, moet nie ons uit ons struikelblokke vat nie, maar gee ons krag sodat ons daar kan deurgaan, dat ons oorwinners kan wees in Jesus Christus en dat ons die wêreld kan wys en dat ons die vyand kan wys, Here, dat U dieselfde gister en vandag en altyd is, dat God in my hart is en dat ons vir U kan lewe, Here. Help elke liewe een, Here Jesus, ons vra vir genade van bo af. Ons vra vir U woord om aan ons te openbaar, soos U sê dat U dit aan die kinders openbaar en dat U ons asseblief sal help, Here. Ons weet dat ons nie altyd al die antwoorde het nie, Here, ons het nie altyd die vrae nie, maar ons vra, Here Jesus, dat U ons genadig sal wees en dat U woord bietjie vir bietjie aan ons sal openbaar, dat ons gereed sal wees wanneer die wegraping sal plaasvind, Here, dat ons sal weet wie Jesus Christus is, dat ons weet wie is ons ware God en dat ons daardie openbaring sal ontvang het met blydskap in ons harte, Here. Ons is lief vir Here, seën asseblief U kinders deur hierdie week, wees ons genadig, ons vra dit alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen en amen. Dankie broers en susters, tot 'n volgende keer, julle moet 'n lekker week hê, wees geseën saam met julle families en ons glo en bid dat die Here ons sal help, ons sal vir ons onderneem en dat ons verlossing sal gee met alles wat ons moet deurgaan en dat ons met ons geloof in Hom sal glo en vertrou in sy woord. Tot 'n volgende keer. Here seën.